Episode 12. Die nuwe musketier. Brackenjan het veilig in Parys aangekom en is op pad na die paleis toe om vir die koning te gaan sê wat gebeur het. Musketier Brackenjan, U Majesteit. Dis nou 'n groot verrassing, my liewe Brackenjan. Ek het eerlikwaar nie gedink ek sou jou so gou weer sien nie. U Majesteit, ek moet ongelukkig vir u sê dat ek vandag vir u slegte nuus bring. Praat maar, ek is deesdae gewoond daaraan om na probleme te luister, Brackenjan. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor die broer, U Majesteit. Die hertog de Blambec doen hom voor as u om die hertog van Beieren te verneder. Hy het die hertog en sy mense so beledig dat hulle besluit het om voor skemer terug te keer Beieren toe sonder om die ooreenkoms te onderteken. Ag, deksels. As daardie ooreenkoms nie onderteken gaan word nie, gaan ons bondgenote al hulle vertroue in ons verloor. Dis verskriklik, want dit sal die einde van vrede in Frankryk beteken. Ek dink ons moet so vinnig as moontlik na die grens toe gaan. Ek moet net sorg dat niemand my op pad herken nie. Verstaan jy, Brackenjan? Niemand mag weet dat ek 'n tweelingbroer het nie. Ja, dit is so, U Majesteit, en boonop sal dit baie gevaarlik wees as u broer u daar sien. Wag, ek dink ek het net die antwoord hierop. Sê eers vir my liewe Brackenjan, dink jy dis moontlik dat die musketiers my in die korps sal toelaat? Natuurlik, U Majesteit, ek verseker u. Goed, kry vir my 'n uniform. Ek sal sorg dat ek oor 2 uur reg is om te vertrek. Maar eers moet ek 'n paar reëlings tref, want dit sal verdag lyk as ek skielik net op pad gee. Ek het gewonder, U Majesteit, of ek dalk gou na my familie toe kan gaan net voor ons vertrek. Natuurlik, Brackenjan, gaan gerus. Ek sal die hoeveel keer en hy prik van my probleme gee. Hy buk af. Daar is hy, dankie ou Raftie. Hy flippie vleer, hoe gaan het? Hy kom sê hallo vir ons. Bob, dit is waar jy. Hy wacht, sal druk word. Papa, ons was bekommerd door jou. My kinders. Hoe gaan dit met julle? Was julle soet geweest terwyl ek weg was? Hy kom nou julle. Ons het nie baie tyd nie. Ons moet nou in die huis ingaan, want ek wil iets eet voor ons ry. Ag nee, moet julle dan alweer weggaan? Ongelukkig moet ons ja. Maar ek beloof jou, ons sal die keer sommer vinnig weer terugkom, ou seun. Nou toe, kom saam julle twee. Dan gaan verras ons vir mamma, hè? Ja, Roftie, gaan stal toe en eet soveel as wat jy wil. Ek sal jou kom haal as ons reg is om te gaan. Mamma, kyk net wie is hier. Hy wag van my. Skytjie, ek sê dan jy moenie so skree nie. Brackenjan. Juliet! Juliet, ek het so na jou verlang. Hoe gaan dit, my skat? Ja, goed, dankie, maar ek was so bekommerd oor jou. Hoe lank gaan jy bly? Jippie! Nou is dit my weer, kyk. Juliet, ongelukkig het ek net genoeg tyd om gou iets te eet. Hertog de Blambec doen hom al weer voor as die koning en hy probeer om die hertog van Beieren teen Frankryk te laat draai. Dis verskriklik. De Blambec het die hertog so verneder dat as ons nie vinnig optree nie, daar miskien vyandskap gaan wees tussen Frankryk en sy bondgenote. Ek kom! Ek sal opmaak! Dag sê ou kleintjie. En toe, gaan met die mooiste meisie in die huis, hè? Arabies, trek jou zwaard, ek daag jou uit, ek het baie geleer wie jy. Ja, ek is seker, maar ek het nie vandag tyd vir 'n tweegeveg nie. Dag sê vriende, dis goed om julle te sien. Terloops, julle het vinnig hier in Parys aangekom. Goeiedag, Julien. Ja, ons het nie te veel moeite gehad om van Mongo en sy gespuis ontslae te raak nie. Ek was net by sy majesteit gewees. Hy wil hom soos 'n musketier vermom en dan wil hy saam met ons grens toe gaan. Dis net sy majesteit vir die hertog van Plan sal dit verander. Nou dat ons almal weer by mekaar is, moet ons so vinnig as moontlik gaan. Ja, ons kan nie te lank draai nie.
Ons het net genoeg tyd om die perde en die proviant gereed te kry en dan sal ons so vinnig as moontlik moet maak om die koning te gaan ontmoet. Ek sal nie toelaat dat julle reis sonder om iets te eet nie, Brakkanjan. Wag, ek gaan maak gou vir julle iets. Ja, dis 'n uitstekende idee. Ja, ek stem saam met jou. Ek is ook net so honger. Mensenmaat lyk lekker. Dankie, Juliet. Die kos het vorentoe gesmaak. Ja nee, kyk, ek het nou soos 'n koning geëet, Juliet. Ja, so waar. Ek het jare lank so lekker geëet. Goeiste, julle weet ook net hoe om iemand te vlei. Kom, ons moet weg wees. Nou goed. Tot ziens, Juliet. Ek is gou weer terug. Totsiens. Kyk mooi na jouself, Brakkanjan. Totsiens. Jy My moet gou skat. weer terugkom, papa. Goed, ek sal. Wag so 'n bietjie, papa. Wat is dit, my seun? Vat my saam toe, papa. Ek self gesê ek is 'n goeie swaardvegter. Ja, ek weet jy's baie dapper, Flippie, maar ek wil hê jy moet hier by die huis bly sodat jy na jou ma en jou sussie kan kyk. Ja, goed. Ek sal dit seker maar moet. Tara. Totsiens. Totsiens. Mooi bly julle. Totsiens. Totsiens, papa. Die koning het 'n ernstige probleem om op te los, Ja, Brakkanjan. hy het ons hulp dringend nodig, dis verseker. Ons sal daar die skurk van de Blanbek nog kry. Wag man. Ja, hy veel goed van 'n bongo ook. Al ons musketiers moet saam staan en hy ellendige Blanbek se planne in die wiele ry. Reg. Ons sal van daai skurke ontslaa raak, een vir almal. En almal verweer. Nou ja, daar gaat ons. Daar is hulle. Maak gou my tappermanne. Nou gaan ons hulle reg sien. Hoe het julle dit reg gekry om so vinnig aan Parys te wees? Julle het nie pere of klere gehad nie, dis mos onmoontlik. Ons was gelukkig geweest. 'n Boer het gesê ons mag agter op sy wa ry en ons het ook 'n paar van ons perde teruggekry. Ons is bly julle het reg gekom, maar sal julle ons nou laat gaan asseblief? Nie voor julle om verskoning gevra het vir julle verraad. Om verskoning vra. Vir verraad. Deksels, Wedemer, waarvan op paarde praat jy? Kalmeer Aramies, ons sal van hulle ontslaa raak sonder om geweld te gebruik. Ek weet daarom nie so mooi nie, Portos. Dis hoogtyd dat hierdie skurke les geleer word. Luister hier, ons wil nie nou 'n geveg begin nie. Sê vir jou wagte, hulle moet terugstaan dat ons kan gaan. Oor my dooie liggaam, Portos. Julle kompisketiers moet eers erken dat dit julle was wat daardie hinderlaag vir ons in die woud gelê het. Wat ons het gerede gehad om julle hinderlaag te lê nie. O ja, julle wil hê die koning moet dink ons is 'n treurige spelidiote. Intussen wil julle die helde wees wat ons kom red het. Kyk eens ou man, almal weet in elk geval julle is 'n spelidiote. Luister net wat se twak praat jy alles. Nou het ek net mooi genoeg gehad. Ja, ek ook. Ek sal jou onbeskoftheid nie langer duld nie. Dit lyk my jy sal ook nooit jou les leer nie. Toe, weg. Weg is jy ook in pis. Ja, dis al 'n brak. Dis een miller, dankie kom. Ag, so goed plesier. Wat sê julle tog nou sonder my maak? Bravo! Nou het ons hulle manne, nou het ons hulle. Hey, Betty! Ek sal by jou wees. Wat jou? Ek gaan maar jy vir my vriende gelag het jou mis en gebrand. So reg op my litwings as ek daai mes kry, gaan ek kom vermorsel. Genigtig. Kyk net so 'n lawwe klomp swape. Wat is er? Jy het gedink ons gaan sommer maklik tou opgooi, né?
Kom terug en veg, julle, dis 'n bevel! Ek wonder hoe kry Wiedimir hulle dit reg om altyd so ontydig te kom skoorsoek. Ja, en daarbij is hulle nog lomp ook. Nou kom ons gehaal sy majesteit nou by die paleis en dan moet ons sonder versuim grens toe jag. Ek weet nie meer wat om met jou te doen hier, Wiedimir. Ek is nou net mooi siek en sat vir jou, hoor jy my? Ek het al oor en oor vir jou gesê, jy moet ontslaa raak van hom. Hy's onbevoeg. En boonopswak. Ek dink jy moet jou maar liewer hier uithou, my lady. Jou kamstige spioene is ook maar meer bek as binnegoed. Ek word omring deur 'n klomp idioote. Die dekselse kraai maak my senuweeagtig. Wag net so 'n bietjie, my lady. Albei van julle. Wiedimir, kom hier. Wat jy ook al sê, Excellensie. Gaan kyk wat gaan in die koning se hof aan. En kom doen verslag oor alles wat verdag lyk. Toe, weg is julle. En jy moet die musketiers agtervolg. Hoor jy my? En as hulle wegkom, sal dit jou einde beteken. Ja, Excellensie, Excellensie. En as hulle tot aan die einde van die aarde gaan, bly daar en moenie terugkom nie. Ja, Eminensie. Ja, ons sal. En hou op om so te sê, ja, Eminensie. Eminensie. Ek bedoel, nee, Eminensie. Iemand help my, ek gaan mal word, gepa! Ek hoop net ons haal die grens voor die hertog en sy mense terug is Beyre toe, Brakkanjan. As ons op 'n galop ry en kort pad deur die woude vat, hoort ons teen dagbreek daar te wees, u majesteit. Weer daarvoor, vriende. Dis mos die kardinaal se wagte, of hoe? Ja, dis waar, hulle. Ek kan julle nie sien ek wil slaap nie. Kom ons omseil hierdie lasposte, vriende, voor hulle weer moet ons begin skoorsoek. Ja, ek kan ook nie meer die damvalle versuip nie. Aramis is reg, u majesteit. As hulle u sien, gaan hulle allerhande vrae vra en dit gaan net ons reis vertraag en ons planne deurmekaar. Ek is nou 'n musketier en ek sal doen wat jy sê ek moet doen, al beteken dit ek moet veg. Moenie bekommerd wees nie, u majesteit. Ons sal hierdie probleem vinnig oplos. Dit lyk vir my julle vier weet net hoe om die arme Wiedimir geheel en al tot raserny te dryf. Halt! Is dit nou nie 'n wonderlike verrassing om jou te sien, Wiedimir? So slim van jou om ons oral heen te agtervolg. En ek sal nie ophou voor ek nie presies weet wat julle planne is nie. En geen nou dadelik pad hier, Wiedimir. Ons is hastig. Julle moet eers verby ons kom voor julle kan verder gaan. Klein knopkop. Het jy gesien? Hulle het 'n nuwe kollega. Wie is jy? Ek ken jou nie. Ek het geen behoefte om my aan jou voor te stel nie. Kry net jou ry, ons wil gaan. Ons het nie tyd om hier te staan en ginnegaap nie. Jy moet nooit 'n vreemdeling vertrou nie, want lawaai. Nee, kom ek vat aan! Ja, vat so. Ja, jy daai nie verwag nie, hè? Daar is jy, mooi skot, ou brakkie. Dit was hier. En wat ek ook hier alles moet deurmaak. Dit was 'n aaklige ondervinding. Hy is dus normaal dan al in die ronde van.
Uw Majesteit, ek het u maar kon groet ten spyte van die feit dat u my so beledig het. Uw Majesteit. Dankie. Dit gaan vorentoe smaak. Uw Majesteit, ek aanvaar dat ons ontmoeting 'n fiasco was, maar ek sal nooit u onbeskoftheid kan vergeet nie. Terloops geniet jou reis terug Beiere toe. Man op vlug! Kom terug en veg! Kom, ons moet nou dadelik gaan. Die ander wag al vir ons. Wag so 'n bietjie, ek het jare laas iets so geniet. Ons sal moet vinnig maak. Daar wag 'n lang reis op ons. Laat ons weg wees, Brakkenjan. Stadiger, wat brakkie? Ek sal afval in elke kopie. Toe, gemaak seker dat elke ding op sy plek is. Ons moet hier wegkom voor daai ellendige Brakkenjan met versterkings opdag. Die koning het die tyd seker al van die hele affære gehoor. Goed, meneer. Voorwaarts, julle, ons gaan die revolt ry. Weg is ons! Ja! Dit lyk my hulle is besig om uit te beweeg. Ja, het was 'n meesterlike plan. En hoewel die musketiers hier nie in Parys gaan oordraai, sal dit te laat wees vir my broer om die hertog te keer. Frankryk se bondgenote sal my broer, die koning, verwerp, nes ek dit beplan het. Ja! Luister, Maar kom maar julle trompere aan. ons sal moet wegkry. Dis miskien beter so, U Majesteit, want ons moet sorg dat u buite hulle bereik is. Ons moet 'n ander plan maak. Ek dink ons moet in 2 groepe verdeel. Die een groep kom saam met my, dan hou ons al die paaie van Parys af dop. Goed, meneer. Wag ook nooit van my nie. Het lyk vir my die hertog en sy mense is al reeds terug Beiere toe. Is nou 'n jammerte. Ons was te laat. Ek dink ons sal hom nog steeds kan inhaal, as ons die grens oorsteek. Ja, ek is gek daaroor om nuwe plekke te sien. Ons kan nie toelaat dat Blambek hiermee wegkom nie. Op 'n galop, manne. Weg is ons. Meneer, daar kom 5 ruiters agter ons aangejaag. Miskien gaan hulle in dieselfde rigting as wat ons gaan, maar wees gereed om terug te veg as hulle ons dalk sou aanval. Ha! Stop julle! Asseblief, stop! Halt! Meneere, my naam is Brakkenjan. Ek is 'n musketier in diens van koning Lodewijk die 13de en hierdie meneer het 'n boodskap van ons koning vir die hertog wat die verhouding tussen Frankryk en Beiere sal red. Meneer, hierdie ruiters is musketiers in diens van koning Lodewijk die 13de en hulle bring vir u 'n boodskap van die koning van Frankryk. Miskien het die koning van plan verander, maar dit is nou hopeloos te laat om ons vriendskap met Frankryk voort te sit. Nee, ek is baie jammer. Ek is jammer meneer, sy ekselensie die hertog van Beiere wil u nie nou sien nie. Meneer, ek smeek u, gaan sê asseblief vir die hertog dat hy nie die keer teleurgesteld sal wees nie. Dit is werklik uiters belangrik dat hy na ons moet luister. Vra hom om gehoor te gee aan ons versoek. Dit is van die uiterste belang. U ekselensie. Ek gee gehoor aan jou versoek. Het jy nie in my tent ingebars? In daardie geval, u ekselensie, vra ek u om na hierdie meneer te luister, want hy het 'n belangrike saak op die hart wat heelwat misverstande uit die weg sal ruim. Sal jy saam met my kom asseblief? Praat gerus, ek luister. Ek verstaan nie hoe op aarde, ek is verstom. Kom ek verduidelik. Dit was 'n lokval. Die persoon met wie u gepraat het, was nie ek nie. Ja, dis waar. Julle lyk nie dieselfde nie. Hy het so 'n onderduimse glimlag gehad wat u nie het nie.
U is heeltemal reg, want dit is presies waar die oorsaak van hierdie misverstand lê. Die koning wat u ontmoet het, is 'n bedrieër. Ek is die regte koning van Frankryk, Lodewijk die 13de. U is om die bos gelei deur my broer, die hertog de Blambeck. Ek en hy is 'n identiese tweeling. Hy probeer al lank om Frankryk skade te berokken. My broer haat my sonder enige rede. Ek verstaan, U Majesteit. U broer was dus van plan om ons vredesooreenkoms in die wiele te ry, is dit korrek? Dis korrek, maar ek moet u vra om dit geheim te hou, want dit mag katastrofiese gevolge hê as die nuus uitlek. Goed, ek beloof. En nou is dit vir my 'n eer om u na my hof toe uit te nooi. U is my gas. Dit is vir my 'n voorreg. Is julle reg? Wagte, volg hierdie menere. Ons is op pad Parys toe. Wat, Parys toe, Excellensie? Ja, die koning van Frankryk wag vir ons. Danksy die dapper musketiers kon die koning betyds by die grens uitkom om die misverstand op te los wat de Blambeck veroorsaak het. Die hertog van Beieren is nou uiteindelik op pad Parys toe. Gaan de Blambeck daarin slaag om die koning en die hertog se vriendskapsbande skade te berokken? In die volgende episode kom die koning en die musketiers saam met die hertog van Beieren in Parys aan. Hertog de Blambeck se handlangers probeer hulle bes om die koning en die musketiers se planne in die wiele te ry, en ons vriende word gedwing om hulle self te verdedig.